Goeiemôre en geseënde Sabbat, ooms, tannies en medekinders. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Evan Schubert, ek is 12 jaar oud en ek bly in die Vrystaat. Van 'n jong ouderdom af is ek baie lief daarvoor om te praat. Ek praat glo my ma se ore moeg. En vandat ek klein was, het ek gebabbel asof my ouers moes weet wat ek moes sê. Voordat ek die storie vertel, wat ek al 2 jaar terug gevra is om te vertel toe leraar Frikkie en oom Morris by ons aan huis was, wil ek graag eers vir julle 'n video wys van toe ek amper 3 jaar oud was. Gefilm die goeie oor te maak, toe lyf vir my, en die goeie en Moses het die goeie toegemaak en voorhoor, sy sou dood hê, vriendling. Mooi. Daar was 'n man, Noag, wat anders was. Noag was lief vir God en het mooi na hom geluister. Noag het besluit dat is baie kan jy nie. En toe, God het vir Noag gesê dat hy vreeslik baie gaan leer en dat hy op baie groot boot moet bou. Dit moes 'n loodak, die verdieping en venster natuurlijk. Noag was gehoorsaam met dit gedoen. God het vir Noag gesê, hy moet 2 van elke soort dier bymekaar maak. 1 mannetjie en 5 vee. Daarna het Noag sy familie in die ark gegaan. Wat het die dier toegemaak? Dit het vir 40 nagte geleen. Die aarde het vol water gevul. Selfs die hoogste berg het onder die water weggelok. God het en toe het Noag 'n duif uitgevlieg. Toe kom hy met 'n olyftakkie. En Noag het geweet, dit was veilig. Toe sê God vir hulle om uit te klim en hy het 'n reënboog aan hulle gesit met belofte dat dit nie weer baie gaan leen nie. So nou dat julle die bewys het van hoe lief ek is vir praat, wil ek vir julle die storie van Pieter Wessels vertel. Ek het die storie effens verkort sodat ek julle nie te lank besig hou nie. Maar laat ons maar open met gebed. Liewe Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal leer en lei soos ons die storie van Pieter Wessels luister. En dankie dat ons daaruit sal leer en die les van dit sal vat. In die naam van die Seun. Amen. Pieter Wessels was gebore in 1856 in die Vrystaat van Suid-Afrika. Was ek in die Vrystaat gebore? Ja. Oh. Pieter was van kleins af 'n baie ernstige Christen en was deur sy broers gespot omdat hy nie wou toelaat dat die windpomp pomp op 'n Sondag nie. Toe Pieter groot was, het hy weggegly van sy Christelike opvoeding, maar toe hy 29 jaar oud was, het hy baie siek geword en was deur die dokters gediagnoseer met tuberkulose en was beperk tot sy bed. Pieter het begin dink aan al die jare wat hy God verwaarloos het en het begin om weer sy Bybel te lees. In die boek Jakobus het hy gevind hoe om vir siekes te bid. Diep beïndruk het hy opnuut sy lewe aan die Here toegewy en begin smeek dat die Here hom sal spaar as dit die Here se wil was. Die volgende dag het hy uitgevind dat hy heeltemal genees was en het al sy medisyne weggegooi en die kamer verlaat, opgewonde oor wat gebeur het. 'n Paar dae na dit het sy broer John, wat 'n dominee in die Nederduitse gereformeerde kerk was, vir Pieter kom kuier en het vir hom gesê dat hy nie lekker voel nie. Pieter het vir hom aangedring om nie die dokters te gaan sien nie, maar om te bid. John was ontsteld oor Pieter se entoesiasme en het vir hom gesê dat hy die Bybel nie so letterlik moet opneem nie. John, 'n streng sondaghouer, het vir hom gesê dat as hy so 'n goeie Christen wil wees en vir ander mense wil vertel wat die Bybel sê, dan moet hy iets anders doen. Die Bybelse Sabbat hou. John het vir Pieter
gesê dat indien hy die Bybel letterlik wil vat, dan moet hy nie meer Sondag hou nie, want dis nie die regte dag nie. Pieter was stom geslaan. Hy het altyd geglo Sondag is die regte dag. Maar Pieter het toe besluit om sy broer verkeerd te bewys en het begin studeer, maar al wat hy kon kry is dat Saterdag die Sabbat was. Soos het Pieter en sy familie besluit om die Saterdag Sabbat te hou, maar hy was nog steeds baie onseker. Pieter het toe vir een van sy vriende, Dr. Andrew Murray, wat die voorste teoloog in Suid-Afrika was, gaan kuier. Dr. Murray het vir Pieter gesê dat as Pieter voel dis wat hy moet hy dit doen. Pieter was toe aangemoedig om die Sabbat te hou, maak nie saak wat sê sy vriende en bure nie. Toe kom die famous diamantrush van Suid-Afrika en daar was 'n diamantmyn gevind baie naby aan een van die plase wat Pieter in besit gehad het, want hy was baie ryk. Pieter het toe besluit dat dit tyd was om sy plase te besoek en sommer te gaan rondstap op die diamantvelde. Hy het vanaf Kaapstad noord toe getrek saam met op 'n trein en sy 3 plase gaan besoek en op die donderdag by die diamantveld aangekom. Daar was hy geskok oor hoe almal so ywerig grawe om hulle deel van diamante te kry en sommer oornag ryk te word. Pieter het besluit om aan te bly en te kyk wat aangaan en of iemand diamante gaan kry. Vrydagmiddag het Pieter reggemaak om Sabbat in te gaan en het begin om sy Bybel te lees. Dus toe hy 'n snaakse affære sien, want in plaas van om te grou vir diamante soos die ander, het iemand ander ook sy Bybel gelees. Pieter het na hom gestap en hom gevra hoekom hy sy Bybel lees en nie soek vir diamante nie. Die ou het geantwoord, dis my Sabbat, ek is 'n Adventis. Pieter was geskok, hy het nie geweet dat daar mense was wat die Sabbat hou nie. Hulle het gesels en die man het hom voorgestel as William Hunt. 'n Paar dae nadat het William teruggegaan na Amerika. Pieter het geld en 'n brief gestuur waarin hy vra vir sendelinge saam met William. Na 'n paar maande het 'n brief teruggekom van Ellen White wat sê dat hulle nie 'n sendeling kon stuur nie omdat hulle nie genoeg befondsing het nie. Pieter het toe nog 'n brief gestuur en weer gevra vir 'n sendeling. Uiteindelik het 'n brief van Amerika gekom wat sê dat 'n skip op pad is en ook op watter dag dit sou kom, met 2 sendelinge, hulle families, 2 kolporteurs en 'n Bybelinstrukteur. Die hele Wessels-familie het op die hawe gewag vir die sendelinge. Uiteindelik was hulle daar en het vir omtrent 'n week by die Wesselse gebly. Pieter het gedurende hierdie week na die goewerneur van die Kaap, Cecil John Rhodes, toe gegaan. Hy het vir hom gesê, luister, ek wil hê jy moet my help om 'n stuk grond te kry, omdat hierdie sendelinge noord wil gaan en 'n sendingstasie daar wil stig. Pieter het ook aangebied om vir die grond te betaal. Cecil John Rhodes het toe in sy kantoor gegaan, 'n brief geskryf, geseël en dit aan Pieter gegee. En hom gesê dat wanneer hy in die noorde kom, moet hy na die goewerneur van Rhodesia gaan en die brief aan hom gee. Pieter was onbewus van wat in die brief geskryf was. Hulle het vir 4 maande met ossewaas getrek op dun bospaadjies wat baie gevaarlik was, met leeu's en al daai dinge. 2 van hierdie mense is dood op die reistog, maar uiteindelik het hulle die noorde bereik. Dit was 1894 en nadat hulle die goewerneur gevind het Pieter die brief aan hom oorgehandig. Die goewerneur het die brief gelees en vir Pieter gevra, hoeveel grond wil jy hê? Pieter het geantwoord, wel moontlik tot 1000 of 800 akkers sal goed wees. Die goewerneur het Pieter ingelig dat John Rhodes in sy brief gesê het dat al die grond wat Pieter wou hê aan hom moet gegee word. Ek sê jou wat, het die goewerneur gesê. Vat 'n perd en ry met die perd na die plek wat jy vind is reg. 1 uur in elke rigting van die kompas en dit wat jy dek in daardie uur is wat jy kan kry. Pieter het die vinnigste perd wat hy kon vind geneem en 1 uur noord, 1 uur oos, 1 uur suid en 1 uur wes gery. Met die perd moeg het hy by sy beginpunt aangekom. Dit was altesaam 'n bietjie meer as 12000 akkers en vandag is Solusi College op daardie stuk grond in Zimbabwe.
Soos ons al van vroeër kon verneem uit die storie, was Pieter 'n baie vermoënde man en in vandag se terme sou ons hom 'n miljonair genoem het. Hy het besluit om iets spesiaal uit sy eie sak te doen. Hy het van die mediese sendingwerk gehoor en die klimaat hier in die Kaap is van so 'n aard dat dit 'n wonderlike plek vir 'n gesondheidssentrum sou wees. So uit sy eie sak bou hy toe 'n gesondheidssentrum met 53 kamers, 'n baie pragtige plek teen die hange van Tafelberg, nie ver van sy eie woning in Kaapstad nie. Die sentrum is in die jaar 1897 voltooi. Hy was die graaf van Landswoning genoem omdat hy so ryk was. Hy het sy familie na Europa gevat om spesiale meubels te laat maak vir die gesondheidssentrum wat per skip na Kaapstad gebring is, want dit was baie valuable. In hierdie storie is daar 'n les om te leer, want baie van ons maak keuses in haas, maar ons dink nie eintlik aan die uitkom nie. Pieter se vriende het vir hom gesê dat hulle sou daarvan hou om vakansies by sy sentrum deur te bring. Maar die probleem was, hulle het gerook en gedrink en kaartspeletjies gespeel en al daai goed. Hulle wou nie hierdie dinge opgee nie, so hulle wou hê dat Pieter kamers vir hulle kan aanbou, waar hulle kan drank, bedien en hulle kaartspeletjies speel en rook sonder om gepla te word. En hulle sou daarvoor betaal. Pieter het daaroor gedink en het besluit om dit nie te doen nie. Hulle het egter by hom aangehou en op die ou einde het hy ingegee en hulle is toegelaat om dit te doen. 1 week later, onthou dit neem 3 tot 4 weke vir 'n brief om van Amerika oor see af te kom, maar presies 1 week nadat hy die besluit gemaak het om sy vriende toe te laat, het 'n brief van Ellen White gekom. Dit het gelees dat sy gesien het dat hy sy geld en invloed nie korrek aangewend het nie. Toe kom 'n tweede brief, 'n derde en 'n vierde. Na die vierde brief het Pieter 'n bietjie mal geraak en het by homself gedink, wat weet daai vrou van Amerika in elk geval van my besigheid? Dis my geld en ek sal daarmee doen soos ek dink. Met tyd het snaakse dinge begin gebeur vir Pieter. Die besigheid wat hy met die boere en winkels gehad het, wat hom van voer en implemente en vars dinge vir die koeie en goed voorsien het, het hy een vir een begin verloor. Sy skuld het begin ophoop en hy het een van sy plase in die noorde verkoop om die skuld te delg. Terwyl hy in die noorde was, het hy 'n telegram van sy broer in die besigheidsbestuur van die gesondheidssentrum ontvang. Dit het gelees, sentrum het afgebrand, kom huis toe. Pieter het die eerste trein wat hy kon vind gehaal en die 800 myl teruggereis. Sy broer Henry het hom by die stasie gekry en Pieter het gesê dat dit jammer is dat die sentrum afgebrand het, maar ten minste het hulle versekering of insurance vandag. Henry het hom gesê dat hy al die versekering moes kanselleer want hulle het swak besigheid gedoen en hy moes geld spaar en hy kon nie weer die versekering hernie nie. En dat daar 'n groot bedrag geld uitstaande was op die nuwe uitbreidings van die sentrum. Pieter het toe al sy goed een vir een begin verloor. Net 2 van sy winkels het oorgebly. Hy het sy gunsteling plaas waar hy graag wou aftree uitgehou. Dit was Beaufontein. Dit beteken pragtige fontein. Op die ou einde moes hy dit ook verkoop om sy skuld om te kom. Ietsie soos dit. Want daardie vriende van hom was nou op sy spoor om hulle geld uit hom te kry wat hulle nou verloor het. 28 dae nadat hy die grond verkoop het, ontdek hulle die rykste diamantmyn wat die wêreld nog ooit geken het op daardie stuk grond. Vandag staan dit bekend as Kimberley. Pieter het teruggekeer na Kaapstad, 'n gebroke man. Hy het al sy vriende verloor en sy pragtige kasteel van 'n huis met ingevoerde meubels is alles opgeëis. Onder die Suid-Afrikaanse wet is daar net 3 dinge wat hy kon behou: kombuis of eetkamermeubels, 'n naaimasjien en slaapkamermeubels. Tot en met daardie tyd het daar nog steeds briewe van Ellen White gekom. 69 waarvan 64 onoopgemaak was. Pieter het
sy familie na 'n klein 2-vertrek opslaanhuisie getrek. Vandag noem ons dit 'n shack. Sy enigste vriend George van Drooten het hom gehelp om die paar meubels te trek. Toe hulle die een kas op sy sy draai om dit by die deur uit te kry, het 69 briewe van Ellen White uitgeval. Pieter het al die briewe gevat en in sy oorjas se sakke gedruk. Dit was 'n koue wintersaand. Hy was 'n gebroke ou en het na die buitewyke by die arme mense gaan woon. In die kerslig het hy daardie aand in die klein opslaanhuisie gesit en elke brief van Ellen White kronologies gerangskik en begin lees. Die briewe het van oral gekom: San Francisco, Seattle, Washington, New York, Boston, Frankfurt, Sydney en Oslo in Noorwe. Hy het sy hele lewensverhaal in hierdie briewe gelees, alles wat sy vir hom van gewaarsku het, nog voor dit gebeur het. Onder die andere die gesondheidssentrum wat afgaan brand. Sy het gesê dat 3 brandweerdepartemente sou kom om die brand te blus, maar daar sou niks wees wat hulle kon doen nie. Alles, net soos dit, het op die ou einde toe gebeur. Vandag kan mens nog die perseel besoek waar die sentrum was, en as daar jy staan, kan jy net dink aan die quotasie van Ellen White. Upon this land there will never again be another building. Only the wind will rustle the grass and blow through the trees as a mute testimony to what might have been. Daar was baie wat in die briewe gestaan het, baie wat hy gedoen het en wat hom gedring het om 'n belofte te maak dat hy sy beste sou doen om te leef volgens die raad van die gees van profesie. Vir baie maande het hy gebid en hy het weer sy koöperasie besigheid begin. Die Here het hom geseën en hy het ook weer begin om eiendom te verkoop. Die Here het weer 'n groot seën uitgestort. Daar was goud in Suid-Afrika ontdek. Op een van die eiendomme is goud ontdek wat hy besit het, op een van sy eiendomme, en die familie bestuur steeds die myn wat in Whistleton is. Dit word die Whistleton Gold Mine genoem. Baie van die geld wat by hierdie myn gegenereer word, het in die werk ingegaan. Maar nooit weer het die Here hom geseën soos met die eerste geleentheid nie. Pieter het nog baie werk gedoen en het ook befondsing vir grond in Australië gestuur. Maar dis 'n hele storie op sy eie. Ek wil julle met hierdie laaste gedagte los. Wat kan wees wanneer ons alles oorgee aan ons Vader se wil? Wanneer ons nie sy werk uit sy hande neem nie? Wanneer ons nie luister na die lokkende stem van sogenaamde vriende of die wêreld nie? Wat kan wees? Dankie dat ek vir julle kon vertel, ooms, tannies en medekinders. En mag ons dink voor ons doen en mag ons bid voor ons enige besluite neem. Mag ons gebed wees soos Jesus se, nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. Kom ons sluit af met gebed. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie dat ek kon vertel vir die mense van die storie van Pieter Wessels. Wees by ons en help ons om goeie keuses te maak en altyd te dink voordat ons doen, praat en dinge sê. Dankie dat U ons help in die res van die Sabbatdag en dankie vir die fees. Amen.